joh, is lekker en is intimiderend om soveel bekende gesigte te sien, maar tog soveel nuwe gesigte ook. Dankie vir die voorreg om met julle te kan kom deel. Ek is in my vroeë 30's was ek by 'n woord en aksiekamp gewees en in daai selfde tyd het ek deur 'n finansiële klein groep studie gegaan van so 12 weke en in daai tyd toe kom gryp die Here my en hy dop my heeltemal om. Dis nou maar wat ouens praat van bekering. Vir my was dit 'n letterlike wedergeboorte gewees en dit binne in 'n finansiële kursus. En van daar af toe ek iets ontdek in God se woord rondom finansies en rondom sy hart, toe het dit my lewe verander. En ek wou toe voltyds in die bediening ingaan. Ek wou dominee of 'n pastoor word en ek het vir Here gesê, hierdie wil ek met almal deel. Maar die Here het my nooit die go-ahead gegee om voltyds in die bediening in te gaan nie. Hy het vir my gesê, bly jy net daar in die markplein. Ek het 'n paar ouens nodig daar waar jy is. Ek het genoeg dominees en pastore. Gaan jy maar net aan met wat jy doen. En dit het vir my baie deure oopgemaak om met mense te kon praat, veral met sakemanne oor God se woord en finansies en die tipe van goed. En toe John my nou bel en so 'n maand terug en sê, hoorie, sê jy vir ons rentmeterskap afskop. Toe sê ek van John, maar ek se ou wat tema preek en dis finansies en ek het al baie hier by julle gestaan. En meeste ouens sou dit al gehoor het. Toe sê dan maak nie saak, julle kan dit maar weer hoor. Sê ek, alright, en toe ek nou voorberei, toe gaan ek so 'n bietjie deur my notas, toe sien ek maar, ek het in April 2009 hierdie preek gegee wat ek nou vir julle gaan gee, of hierdie boodskap, ek wil dit nie preek nie, ek is nie 'n dominee nie, of 'n pastoor nie. En toe wonder ek nou, okay, die van julle wat daar was in April 2009, ek gee julle af, julle kan my huis toe gaan, hoor, ek weet julle, en ek sien hier sit een toevallig wat ek kan onthou van dit, was nog in die ou gebou, toe hulle nog aan die winkelsentrum, toe hulle huis nog daar was, maar so ek gaan dit vir julle net weer deel wat op my hart is, en van die goed so ek sê, sou jy al gehoor het, maar dan sit altyd oor rentmeesterskap, is die vraag altyd, wat het ek daarmee gedoen? So al het jy dit gehoor, vra jouself, toe ek het laas gehoor het, wat het ek daarmee gedoen? So kom ons, voor ons wegval, kom ons sit net so, en dan roep ons net die Here se aangesig aan. Hemelse Vader, wat 'n voorreg, Here, om so saam te kan wees onder so 'n onderwerp, Here. Hoe ons wegskram van dinge wat so belangrik is in ons lewe. Dankie Here dat U woord vol van dit is. So ek kom bid vanoggend, Vader, dat U in my gedagtes en op my lippe sal plaas wat met respek op U hart is. Dat ek U woorde sal spreek in Heilige Gees, dat U dit sal ontvanklik maak vir die wat moet hoor. So ons draai die tydjie op aan U en ons doen so in Jesus se naam. Amen. So baie jare terug toe ek net begin het, toe vertel die ou my van die bedelaar wat daar by Kaapstad by een van die geboue altyd gesit het. En die sakeman het die tradisie gehad, as hy Vrydagmiddag voor hy nou vir die naweek gaan, as hy nou in 'n lekker mood, dan stap hy verby en dan gee hy vir die bedelaar R100. En 'n jaar daarna, elke Vrydag en die jaar daarna, toe begin dit nou R50 raak. En toe die volgende jaar, toe is dit nou net R10. Hier na die tweede, derde R10, toe stop die bedelaar en hy sê vir meneer, hoorie, baie dankie, maar ek kom agter, jy weet, 2 jaar terug was dit R100 en laas jaar was dit R50, ek sien dis nou maar net R10. Die sakeman sê vir hom, ja, maar nou 2 jaar terug was al my kinders aan huis, en die jaar voor dit het my seun begin swat, en hierdie jaar het sussie begin swat. En die bedelaar kyk hom sê, so wat jy nou eintlik vir my wil sê, is ek betaal nou vir jou kinders se studies. En met daai stupid storie, vang jy die hart van rentmeesterskap eintlik vas. Dis wanneer ons iets onsin maak wat nie onsin is nie. Dis 'n gawes wat ons kry, maar nou gaan ek aan asof dit myne is, en ek is nie veel beter as 'n bedelaar in Kaapstad se strate nie, in die storie wat ek twyfel of dit waar was. Sien, die Bybel is vol van God se eienaarskap, en dis waar dit begin. Ons kan oor niks praat wat rentmeesterskap aangaan, as dit nie kan praat oor eienaarskap nie. Ons moet verstaan, dit behoort aan God. Maar jy moet dit nie net verstaan nie, jy moet dit eintlik begryp. Die Bybel is vol van God se eienaarskap. Psalm 24 vers 1, die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en die wat daar woon, alles behoort aan die Here. Deuteronomium 10, kyk, aan die Here jou God behoort die hemel, ook die hoogste hemel, die aarde en alles wat daarin is. Dan sê hy daar so in Psalm 50, hy sê, want al die diere van die bos is myne,
Die vee op die berge, by die duisende. As ek honger, sal ek nie vir jou sê nie, want die wêreld is myne en sy volheid, en so kan ek aangaan, een vers na die volgende vers, na die volgende vers. Nou ek aanvaar, julle verstaan dit, en ek aanvaar, jy glo dit. Die vraag wat ek vra is, begryp jy dit? Is dit deel van jou DNA, want dit is waar die verandering inkom. As die Heilige Gees dit vir jou op 'n vlak laat begryp, dan verander dit nie net hoe jy lewe nie, dit verander jou lewe. Want nou kom ek agter, ek besit niks nie. Ek is net verantwoordelik daarvoor. As die Here sê alles behoort aan hom, bedoel hy alles. Jy begin met goed soos jou kinders, en jy gaan terug tot by die laaste sent. En alles behoort aan hom. Maar interessant genoeg, daar's een vers in die Bybel, en net een wat ek nog kon kry tot dusver toe, waar God sê, hierdie gee ek vir julle as eienaars. Die res behoort aan my, maar ek gee vir julle een ding wat aan julle behoort. En dit kry ons in Deuteronomium, ek moet kyk of hy afgaan na, so iemand gaan my dalk moet help, het ek hom aangesit, so seker nie. Daar skies is my fout, julle ouens, daar sê. In Deuteronomium 29, skry ons daar die gedeelte waar het gaan. Hy sê, die verborgde dinge is vir die Here ons God, maar die geopenbaarde dinge is vir ons en ons kinders tot in ewigheid. Dit is absoluut amazing, waar God sê, een ding wat jy vir jouself kan vat, is die openbarings wat ek vir jou gee. Die res behoort aan my. Maar daai is joune, en vir jou kinders tot in ewigheid. En dan kan jy nog verder gaan lees, wat moet jy daarmee maak. So nou, vraag is, wat openbaar die Here aan ons? Wat gee hy vir ons? En een van die dinge wat die Here aan my geopenbaar het, was die konsep van sy eienaarskap. Ek het dit nie net verstaan nie. Ek het dit werklik begryp. En het my losgemaak van 'n klomp goed. 'n Klomp goed. En dit is belangrik, ek gaan nou net na dit terugkom. Maar in daai studie wat ek nou gedoen het, is die eerste openbaring wat ek gekry het, lê toe nou in Lukas 16 vers 11. En in Lukas 16 vers 11 praat Jesus en hy self aan die woord en hy sê vir ons dan, as julle nie getrou was met die onregverdige mammon nie, wie sal die ware goed aan julle toevertrou? Ek hou van die New Living Translation. If you are untrustworthy about worldly wealth, who will entrust the true riches to you? Nou ek kan lees en klik en aangaan, maar hierdie ene is die een wat my gearresteer het. Toe ek hieroor dink, toe vat dit in my gees, in my hart, dat God sê die manier wat ons wêreldse geld hanteer, het 'n ewige uitwerking. Hy sê, ons ek kyk, julle kan maar party van die vertalings gaan kyk, hy sê, as julle dan nie getroud is met wêreldse geld nie, wie sal vir julle hemelse skatte gee? Kyk maar na die verskillende vertalings. En ek besef, hoe ons met geld werk op aarde, beïnvloed ons in ewigheid. Maar ek het dit besef, ek het dit nie net verstaan en aangegaan nie. En dit vra ek die Here, deur die werking van sy Gees, om in jou te kom drop. As jy daai ding kan maak vir deel van jou DNA. En wat toe vir my uitgespring het hier, soos daai woord, as jy nie getrou was nie, wie sal julle goed toevertrou? Toe kom ek agter, maar alright, dit gaan eintlik oor goed wat aan my toevertrou word en goed wat ek oor met rekenskap gee. En toe besef ek, dis ook my eienaarskap so belangrik is. Jy sien, want as ek dink goed is myne en is nie net aan my toevertrou nie, dis eintlik my eiendomsreg, dan verander my gesindheid. Die eerste ding wat gevaarlik is as ek dink 'n ding behoort aan my, beïnvloed hy my emosie. Ek gebruik altyd die voorbeeld om vir ouens te sê, as ek 'n klerewinkel moet bestuur, en ek kry miskien die einde van die maand die brainwave, en ek vat al die klere en ek merk dit nou 5% af, en ek pak dit daar op die sypaadjie uit, en daar verkoop ek al die voorraad. Dink ek die eienaar van daai winkel gaan happy wees? Verseker. Gaan nou huis toe, vat jou vrou se klere, merk dit 5% af, sit dit op die sypaadjie, verkoop dit alles, dat sy huis toe kom. Kyk, was haar reaksie. Wat is die verskil? Ek bedoel, jy het klere verkoop. Die verskil is maar, dink is hare. Ek weet van 'n ou wat nou die dag van vertel het, hy sê, sy vrou het 'n ou Volksie gery, so Beetletjie. Hy dacht toe hy gaan na Bless, hy koop toe nog vir haar 'n nuwe Golf, fancy GTI, die hele spul, ry daar Volksie in. Hy sê toe hy by die huis aankom, hy sê, skat, hier is jou nuwe kar. Daar bars sy in trane uit. Waar is my Volksie? Want sy het 'n verhouding gehad, sy het gedink is hare. Ons is emosioneel verknoggend, dit beïnvloed sy emosie. Daai gedeelte wat jy daar sien, dis waar die jong man na Jesus toe kom en vir hom sê, wat moet ek doen vir die ewige lewe? En hy gee vir hom die klomp gebooie. En hy sê vir hom, ek doen dit. Joh, dis 'n rowwe stelling. Hy sê, dit doen ek al van kinds af. En dan staan Jesus kyk na hom en het hom innig lief gekry.
En hy sê, van een ding kort jy. En hy daag hom uit. Hy sê, verkoop alles wat jy het, gee het vir die armes, en jy sal skat in die hemel hê. En toe staan daar, maar die jongman toe die woord hoor, het bedroef weggegaan. Wat my tref van dit is, vir hom om bedroef te raak, moes hy Jesus geglo het. Ek bedoel, hy sal ons staan, hy sê, ag man, hy is getik nie. Hy moes Jesus glo, maar hy wou dit nie doen nie. En dit het my nogal getref, daai emosionele gedeelte, hoe ons verknog geraak in goed wat ons behoort, wat ons dink aan ons behoort. Ek bedoel, vat jouself net. As jy 'n goeie maand het, dalk werk jy, kry 'n bonus, miskien die einde van die jaar, Kersfeesbonus, daai tipe van dinge. Jy's gewoonlik 'n ander mens as wat hulle vir jou sê, hoor jy, ons gaan hierdie maand nie salarisse betaal nie. Dis 'n bietjie tyd. Dan raak jy so 'n bietjie depressief. En toe spreek die Here my een keer aan en sê, hoor, waar lê jou vreugde? In jou bankrekening? Wie is jou bron? Dus iemand van sê, as die Here ons nou drop, gaan dit die eerste keer wees. Het ek al ooit gedrop? En ek besef dan, wat dit is nou dit. Hoe verknog is my emosies aan iets soos finansies, en hoe dit my lewe beïnvloed. Jy sal self getuig. Tye wat jy finansiëel op jou knieë was jy letterlik op jou knieë. Man, ons kan hom lekker bid as ons in tyd is. En dan vra ek partykeer vir mense, is dit alles hoe die Here op jou knieë kry, hoekom dink jy moet jy dit verander? Dan moes dit in jou aandag getrek. Dis 'n rowwe een. Ek kan ongelukkig nie tyd om 'n bietjie uit te brei daaroor nie, maar dit is so maklik nie. Volgende wat moet kyk met eienaarskap. Oomblik as ek dink iets is myne, en ek besef nie dis God se nie, begin dit met God kompeteer. Dit kom heeltemal in kompetisie met hom. Een van die bekendste gedeeltes in die Bybel vir my is daai besetene van Gadara. Julle sal onthou toe Jesus van die skei afgeklim het, is die mal ou met die klomp demone aan hom, en hy sê is liefioen. En Jesus dryf die demone uit, en hulle gaan in die klomp varke in, die 2000 varke, en hulle is daar in die see in. En toe staan daar so, net gehief gekry, in Matteus, in Markus 5 vers 17, toe sê ja, en hulle het hom gesmeek, die mense van die dorp het gekom, en hulle het hom gesmeek, om met die dorp uit te gaan. Dan lees ons in Johannes 4 van Jesus sit met die vrou met die 5 mans, julle ken dit, by die put, en hy praat met haar, en sy kom tot inkeer en besef dis die Messias, en sy hardloop dorp, en die dorp kom ook na Jesus toe. En dan staan daar in Johannes 4 vers 40, toe die Samaritane by hom kom, het hulle by hom aangedring om te bly, en hy 2 dae lank daar gebly. Amazing, nee? Die een dorp sê vir hom, ag Here, gaan net. Die ander dorp sê, ag Here, bly net. Wat is die verskil tussen die 2 dorpe? 2000 varke. Hierdie siel het dus op pas het om varke gekos. Die Here weet alleen wat die volgende ons gaan kos, letterlik. Hierdie siel het ons niks gekos nie. Ag Here, bly. Op daai vlak begin dit kompeteer. Wanneer ek met sakemense ook werk, en ons kom by goed so skuldinvordering en daai tipe van dinge, en jy begin dink is joune, en persoonlik dit raak. Ek het dit al hier met julle gedeel op 'n vorige geleentheid, 'n paar keer om die waarheid te sê. Wat het jy daarmee gemaak? Wat jy kom en sê, as ek jou vra, as iemand jou R1000 skuld, maak dit nou reg vir jouself. Iemand skuld jou R1000 en die Here plaas dit op jou hart, skryf dit af. Jy gaan 'n getuienis kry, hy gaan na jou toe kom en sê, hoorie, ek skuld jou die geld, jy gaan sê, ag man, ek het dit afgeskryf, en hy gaan vir jou vra, hoekom? En sê, man, die Here het my al so baie vir my gegee, en my so baie al afgeskryf vir my, dis die minste wat ek vir jou kan doen. En met daai getuienis sal jy hom wen vir die koninkryk. Sal jy R1000 afskryf om iemand te wen vir die koninkryk? Ek is seker jy sal. Wat van as dit R10.000 is? Maak dit nou reg, ouens. Vra jouself, sal ek dit R10.000 afskryf? Gee. Nou weet jy, want hoe gaan ek met dit, nie? Dis R100.000. As jy dit nou reg maak vir jouself. Waar kom jy waar jy sê, wow, dis nou genoeg? Want dan het jy die prys van 'n siel bepaal. Wat dink jy sal God gee in die vorm van geld om 'n siel te win, as hy bereid was om te sien hoe hulle sy seun doodmartel aan 'n kruis? As hy bereid was om dit te sien en toe te laat, wat dink jy sal hy toelaat? Hy wat alles besit en dit in 'n oogwink kan teruggee. Wat dink jy sal hy gebruik in die vorm van geld om iemand te win? En is syne, en ons is die rentmeesters, en hy stel ons net in beheer daarvan. Die skrifvers wat die gewone Bybel sit, is almal ken die ene. Niemand kan 2 here dien nie. Hy sê of die een haat en die ander lief, julle kan nie God en Mammon dien nie.
Baie ons sê vir my, hoorie nee, ek dien nie geld nie, jy weet, en dan vra ek vir hom, ag kom ons, wees nou maar eerlik, vir wie werk jy? Nee, ek werk vir die Here. So right nou, as jy in die oggende opstaan, is die eerste ding wat deur jou kop gaan, Here, wat 'n dag het U gemaak? Wat 'n dag om in die koninkryk te kan werk, U naam groot te maak, U koninkryk te kan uitbrei. Of het jy dalk 'n gesindheid van, ek beter by die werk kom, want einde van die maand is daar 'n paar karre paaiement en 'n salaris en goed wat ek moet betaal. Wat dryf jy die bed uit? Want as jy opstaan om vir geld te gaan werk, dan vra ek jou, vir wie werk jy? Nou ek stel dit baie radikaal ouens, want gewoonlik wat ouens vir my dan antwoord, sê wat, wil jy nou hê ek moet nou my werk bedank en heeldag sit in Bybelstudie doen? Sê ek van nee, as jy net die konsep van rentmeesterskap kan verstaan, dan word elke finansiële besluit 'n geestelike besluit. Vat bietjie hoeveel tyd spandeer jy in 'n dag aan geld? Om dit te verdien, om dit uit te gee, om daar te worry, om daar te dink. Kan jy imagine as jy elkeen van daai oomblikke met God kan spandeer? Wat gebeur met jou geestelike lewe? Maar dit begin as jy besef, hy is die eienaar, en sê, Here, wat moet ek doen hiermee? Here, wys vir my dit. Iets verander in jou hart. Derde rede hoekom sy eienaarskap belangrik is jou identiteit. Ons koppel baie keer ons identiteit aan wat ons doen. As ek jou nou hier moet ontmoet, en sê, hallo, ek's Andre en so, binne die volgende 2 vrae en my vraag, wat doen ek vir 'n lewe? Want dit wat ek doen en dit wat ek het en dit wat ek is gewoonlik wat ons identiteit aan mekaar koppel. Hoeveel keer het jy al gehoor wat iemand sê, ja weet, daar hy so en so. Nee, hy is een van hierdie ryk boere in ons distrik, of nee, hy is die tandarts, of hoe koppel ons identiteit daaraan? En wat ek gevind het in my lewe, die identiteit wat jy vir jouself aantrek, die Here eer dit. Want jy kies jou identiteit. Jan het nou genoem van Christus in ons nuwe identiteit. Maar as jy dit miskien, jy kies vir jou ander identiteit, dan sê die Here, ek sal dit eer. Een van die voorbeelde wat ek ook al vir julle gegee het, was die gelykenis, of eintlik hierdie is nie 'n gelykenis, hierdie is 'n vertelling, want Jesus gebruik nie name in gelykenisse nie. Hy vertel ons so daarvan Lazarus en die ryk man, en sê, daar was 'n ryk man, en hy het purper en fyn klinne gedra, en elke dag vrolik en weelder gelewe. En sê, daar was 'n ander man, sy naam is Lazarus, was 'n arme man, by die hekke gelê, die honde het hom gelek en so, en hy is toe dood. Julle ken die storie, of die verhaal. Wat my getref het van die ding, hy sê, daar was 'n man, sy naam is Lazarus. Ek ken hom, want hy was in die arms van Abraham. Hy sê, dan was daar 'n ander man, sy naam was die ryk man. Is jy agtergekom dat God noem hom nie by sy naam nie, maar die identiteit wat hy vir homself gekies het, sy rykdom, is die identiteit wat God eer. En sê, as ek van hom praat, verwys ek na hom as die ryk man, want dis sy identiteit. En daai ding tref my. En ek moet met die Heilige Gees deel en sê, Here, as U eendag oor my sou praat, gesê, daar is daai ou, daai wat ook al daarvan welkom. Is my identiteit gekoppel aan wat ek doen, of is dit gekoppel aan hom? Want dis die probleem wanneer ons eienaarskap vat. Hierdie is myne, so my identiteit is daaraan. Hoe sien jy dit? Wanneer iemand gewoonlik sy besigheid verloor, of finansiëel bankrot gaan, baie keer gaan dit tot die uiterste mate toe wat sy hele lewe verwoes is. Wat het hy verloor? Was nie syne om mee te begin nie. Maar omdat hy gedink het is syne, toe hy dit verloor, toe verloor hy identiteit. Ek sit eendag met 'n ou in my kantoor, kom na my toe, sê my huis gaan op 'n veiling vanoggend, eintlik daai selfde oggend nog. Ek sê vir hom, dis te laat, buddy. Jy moes my vroeër gebel het. Hy sê, ek kan nie my huis verloor nie. Ek sê, maar jy kan jou ander huis. Hy sê, nee, jy verstaan nie. Wat sal die mense sê? Dit is sy enigste worry. Wat sal die mense sê? En toe kom dit by my op. Nog een ding, dit beïnvloed jou verhouding met hom. Ek het nou net dit vir julle gesê, as jy op 'n plek kom, waar jy God en geld bymekaar kan sit, dan word elke finansiële besluit 'n geestelike besluit. En iets gebeur met dit, met jou lewe, en dat wat daarmee saamgaan. Want ons moet een ding aanvaar, ons almal ken hierdie, wat Jesus gebruik het in Lukas 19, sê ja, hy praat van homself, hy sê, daar was 'n man van hoë afkoms, en het na 'n ver land gegaan, om vir homself 'n koningskap te bekom en weer terug te keer. Hy het 10 van sy slawe geroep en hulle 10 myne gegee en vir hulle gesê, gaan woeker daarmee totdat ek terugkeer. Keyword, totdat ek terugkeer, almal ken hierdie tog.
Nou kom ons raak 'n bietjie prakties. As ek nou my selfoon vat en ek gee hom vir Kyle, ek sê vir hom, Kyle, ek gaan gou badkamer toe, check dit vir my foon, nee, is hier uit. Het Kyle die reg om te dink het in sy foon geword? Dan moet hy check my nuwe foon, ouens. Nee. Terwyl ek weg is, het hy 'n verantwoordelikheid? Ja. Terwyl ek weg is, het ek 'n verwagting oor hoe die foon gaan wees as ek terugkom? Ja. Wat sal my reaksie wees as ek terugkom en ek kom agter dat ek klomp apps gaan aflaai en games begin speel en sy girlfriend in Amerika gebel en al die tipe van dinge my rekening opgejaag? Het ek die reg om vies te wees? Verseker. Dis Jesus. Hy sê, hier is die gelykenis. Hy sê, alles behoort aan my. Ek vertrou dit aan julle toe, totdat ek terugkeer. Nou om te verstaan, vir ons om getroue rentmeesters te wees, moet ons weet wat God se woord sê oor rentmeesterskap. En dis daai gedeelte van in God se woord bly, julle heel eerste ding, julle heel eerste dissipline, bly in God se woord, want as jy in God se woord bly, en jy gaan deur hierdie goed van rentmeesterskap, gaan jy baie sien, die woord van God is baie duidelik oor geld. Die Bybel sê vir ons, dat besittings is uit die bose uit. In Matteus 19 vers 23 sê Jesus vir sy disippels, ek verseker julle, 'n ryk mens sal moeilik in die koninkryk van die hemel kom. So hoe ryker jy is, hoe moeiliker kom jy in die hemel. So dis boos, bly weg. Die Bybel leer ook vir ons dat jy werk om net jou basiese behoeftes te vervul. Ek het laasweek weer gelees, Paulus skryf in 1 Timoteus 6 vers 8, hy sê, as ons dan kos en klere het, moet ons daarmee tevrede wees. Enigiets meer as dit, raak rykdom en belemmer jou toegang na die koninkryk toe. As jy mooi dan dink, sê die Bybel vir ons ook, dat goddelike mense is eintlik jou arme mense. In Lukas 6 vers 24 sê Jesus, wee julle wat ryk is, julle kla julle troos weg. Hy sal die armes gaan hy troos en hiernaam haal. So jou goddelike mense is eintlik jou arme mense. Ek lees so ruk terug van iemand wat nie kos gehad het nie. Letterlik 'n babatjie in die huis, true story. En die kind huil. En die volgende oggend klop iemand aan die deur en sê, hoor ek weet nie hoekom die Here het net soos op my hart geleem dat ek hom aflaai. Wow. Om so die hand van God uit te leef. Ek meen, Jesus deel ons ook. Bid vir jou daaglikse brood, nie ons maandelikse brood nie. Jou goddelose mense, as jy daaraan dink, is die ryk mense. In Openbaring 3 sê, maar nou dat omdat jy lauwarm is, nie warm of koud nie, spoeg ek jou uit. Die volgende vers sê, jy is lauwarm omdat jy sê, ek is ryk, ek het aan niks gebrek nie. Dis jou goddelose mense. Hoekom gee ons? Wel is duidelik, jy moet, Maleagi 3 vers 8, maar julle besteel my, en dan vra jy nog, hoe besteel ons u? Van tiendes en weiningsgeskenke? Bring die volle tiende na die voorraadkamer, sê God. Dan sien of ek die sluise van die hemel vir jou sal oopmaak. God said it, I believe it, that settles it. Die Bybel sê vir ons, die manier waar ons geld moet uitgee, moet godvreesend wees, met ontzag, met agting. Want in Romeine 14 staan dat elkeen van ons sal dus persoonlik voor God verantwoording moet doen van wat ons het. So die Bybel is duidelik oor die goed. En toe kom ons vriende van ander kant die Atlantiese Oseaan, toe sê hulle, nee, wag boys, julle lees die verkeerde verse. Julle moet eintlik die volgende verse lees. Besittings is nie uit die bose uit nie. Dis jou goeie reg. Name it and claim it. Johannes 10 vers 10, dat Jesus gesê, ek het gekom dat julle lewe kan hê en dit in oorvloed. Jy is die kind van 'n koning. Jy moet leef soos 'n prins. Dis jou volste reg. Dis nie die bose uit nie. Dis waarvoor God is. Hy kan ons seën, bo ons vermoë. Ons werk, hoekom? Om ryk te word. Want in Spreuke 14 vers 23 sê, alle harde werk lei tot voordeel. En wanneer ek ryk word, kan ek die liggaam seën, en ek kan die sending seën, en ek kan iets doen daarmee, ek kan dit beleef in God se koninkryk. As jy dan dink, die goddelike mense is nie die arme mense, dis die ryk mense. Want by maat, as jy kan goeie besigheid doen in hierdie ekonomie, in hierdie politiek, dan is die Here se seën op jou. Ek meen, Psalm 112 vers 1 sê, prys die Here, dit gaan goed met elkeen wat die Here dien. Vers 3 sê, daar is oorvloed en rykdom in sy huis. Wil jy weet wie is die goddelike mense? Kyk, wie is die ryk ouens. Want God seën vir hulle uit hulle sokkies uit. Dit beteken dan eintlik as jy dan dink dat jou goddelose mense is jou arme mense. Want in Spreuke 10 vers 22 sê hy, die seën van die Here, dit is wat jou ryk maak.
Hy voeg nie moeitevolle arbeid daarby nie. So as jy arm is, moet jy weet, daar is een of ander sonde in jou lewe, wat hierdie seën van God stop, dat dit nie kan deurvloei na jou toe nie. Ek gee, nie omdat ek moet nie, ek gee om te kry. 2 Korintiërs 9 vers 6, wie karig saai sal karig oes, en wie oorvloedig saai sal oorvloedig oes. You can never outgive God. Hy sê ek gee vir jou terug, 30voudig, 60voudig, 100voudig. En baie keer wanneer ons gee, dan bid ons en sê, Here, ek remind jy maar net, ek is 'n 100voudige tipe ou, jy weet. Net seker maak die memo gaan deur. Die manier waarop ek geld gee word nou ontspanne en vrygewig. Ek word nie besit deur geld nie, in elk geval nie my nie. Prediker 3 vers 13 sê, en ook dat elke mens sal eet en drink en die goeie sal geniet by sy moeitevolle arbeid. Dis 'n gawe van God. Enjoy it. En tussen die twee skeer as die liggaam van God uit mekaar uit. En 99,9999% sal ek nou maar my eie statistiek opmaak, sit vasgevang in een van daai twee, van ons wat sê ons dien die Here. Dis vir my soos twee teologieë, julle sal dit ken. Die teologie van armoede, en dan die welvaartsteologie wat besig is om Afrika te verwoes. Het jy agtergekom, ek het vir jou Bybelversie gegee by elkeen. Jy sien, 'n Bybelversie het ek al vir julle gesê, soos 'n kruisgevangene. As jy hom lank genoeg martel, sal hy vir jou enigiets sê wat hy dink jy wil hoor, net dat jy moet ophou. Is baie funny hoe ons verskil oor die interpretasie van God. Ek bedoel, baie water, baie wyn, min wyn. Maar ek het nog nooit mense hoor verskil oor die karakter van God nie. As ek by 'n plek kom en ek sê vir mense, God is liefde, dan sê hulle amen. Wat Priester Karl nou genoem het. In Engels kom, God is good all the time. Wat is God se karakter? Wanneer ons begin om Bybelversies aan te haal en dinge te doen en teologie te dek. Dit gaan nie oor armoede nie, ons. Dit gaan ook nie oor welvaart nie. Dit gaan oor rentmeesterskap. As ek dit vir jou kan opsedaan. As jy dit verstaan, en nou moet jy iets hoor. Ek gaan weer vir jou woorde gee, maar luister na die Gees. Want dis die verskil. Julle wat die Heilige Gees in julle het, sal dit onmiddellik snap en voel. Besittings is nie die bose nie, is nie die goeie reg nie. Besittings is 'n verantwoordelikheid. Hoe meer jy het, hoe meer verantwoordelikheid het jy. In Lukas 12 vers 48 sê, van elkeen wie baie gegee is, sal baie geëis word. En aan hom wie daar baie toevertrou is, sal meer gevra word. So volgende keer as jy die gebed van Jabes bid, Jabes, dis nie verkeerd nie, sê Here, brei my grondgebied uit. Ek sien jy hou op daarmee nie. Al wat ek sê is, weet net waarvoor jy vra. Jy vra vir groter verantwoordelikheid. Want onthou, wie is die eienaar? God is die eienaar. En ek raak nou verantwoordelik vir daai vergrote gebied. Hoekom werk ons? Ons werk nie om basiese behoeftes te vervul of om ryk te word nie. Ons werk om Jesus te eer. Kolossense 3 vers 23, doen alles wat julle doen met geesdrif, soos vir die Here en nie vir mense nie. Die van julle ouens wat Simon Sinek so goed ken, hy's 'n sekulêre ou, maar hy snap dit wanneer hy sê start with why. Mense word geïnspireer nie oor wat jy doen nie. Mense word geïnspireer oor hoekom jy dit doen. Ek het 'n praktyk, ek het dit al ook vir julle gedeel, en die aande voor ek gaan slaap, heel aan die einde, baie keer is dit te laat, as ek al nie slaap, maar as ek onthou, dan vra ek myself, wie se koninkryk het vandag gebouwd? Was dit myne of God se? Want selfs al staan ek hierso, kan ek dit doen met die hoop dat iemand na my toe gaan kom en sê, wow, wat 'n boodskap, en ek voel goed en so word my koninkryk gebou. Of ek kan môre in die kantoor sit, met iemand met 'n stuk in 'n lewe, en ek kan net 'n vingerwysing doen na die kruis, en God se koninkryk bou. Wat ons doen is nie so belangrik as hoekom ons dit doen nie. Start with why. Dan sê ons, ja maar André, ons het geld nodig. Weet jy wat, as geld jou doel raak, dan mis jy iets. Jou bediening, jou lewe, het 'n higher purpose, kies vir die Engels, ek kan nie so vandag in Afrikaans dink nie. As ek veral van die sake ouens sê ek het vir hulle, dit waar jy mee besig is, moet jy na 'n plek toe vat nie, met 'n hoër beroeping.
Matteus 28, maak disippels. Jy het 'n hoë roeping. Dis jou kar. Maar jou kar kan nie ry sonder petrol nie. Dis geld. Ek bedoel, wat 'n ou koop 'n kar met een doel en dis om petrol in te gooi. Hy staan aan jou driveway en jy ry vir die hele oggend. Kry die tank leeg, want ek wil petrol ingooi. Ek het hierdie kar, hierdie besigheid vir een rede, dis petrol, geld. As jou ding, jou besigheid nie 'n visie of 'n missie of die gemeente dit nie het nie, dan staan jy in die driveway die hele tyd. Maar om te kan ry, het jy petrol nodig. So daar's niks fout met geld nie. Die vraag is, hoekom maak jy dit? Hoekom verdien jy dit? Wie sin is dit? Vir watter doel? En wie het gesê waar te ry daai voertuig? Het jy besluit? Of het God vir jou gesê? Goddelike mense is nie arme mense of ryk mense nie. Goddelike mense is getroue mense. Matteus 25, sy eienaar het hom gesê, mooi so, goeie getroue slaaf, oor min was jy getrou, oor baie gaan ek jou aanstel. Deel in jou eienaar se vreugde. Hy beloon hom vir getrouheid, nie vir die wins nie. Die een wat 10 gemaak het, een wat 5 gemaak het, albei dieselfde gehoor. Mooi so, goeie getroue diensknegt. Getrouheid word beloon. So jou goddelike mense is getroue mense. Dit beteken dat jou goddelose mense die ontroue mense is. Nou sê ek jokkie vir julle nie. Ek ken mense wat soveel geld het, nee. Ek dink hulle weet hoeveel hulle het nie. Hulle leef so naby die Here dat ek hulle beny. Ek weet van mense wat so arm is. Hulle weet nie wat hulle vanaand gaan eet nie. Maar hulle leef so naby aan die Here dat ek hulle beny. Verstaan jy dit? Ek gee omdat ek moet? Nee. Om te kry? Nee. Omdat ek God lief het. Daar's 'n vers in die Bybel, dalk het jy hom al gehoor. Johannes 3 vers 16, wat so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie. Julle ken dit. Met respek. Staan daar dalk dat so onder verpligting was God gewees, dat hy sy enigste seun gegee het. So skuldig het God gevoel, dat hy sy enigste seun gegee het. Hoekom het God gegee? So lief het hy gehad. Ons wat na sy beeld geskaap is, hoekom gee ons? Want ons is lief. Besef jy een ding nie? En die pen het vir my daar gedrop. As alles aan God behoort, ek bedoel jy nou, so ek sê nie verstaan nie, jy begryp, alles behoort aan God. Vra ek vir jou, wat kan jy vir hom gee? Dis dan reeds syne. Wat kan ons hom gee as dit reeds syne is? Dan verander jou gebed van nie, Here, hoeveel moet ek gee nie. Nou begin jy vra, Here, hoeveel mag ek hou? Try daai emphasize. Ek nou toe ek pas tot bekering gekom het of wedergeboorte het ek einde van die maand voor die rekenaar gaan sit, dan sien ek my bankbalans daar, dan moet ek myself remind en sê, Here, ek bely, erken, dis iets in daai. Hoeveel mag ek hou die maand? Nou is dit nie meer van 10de van mense, ag ouderling, vat dit en loop net en ek kan worry oor my 90. Ons het op daai manier die Here gereduseer na 10% God toe. Hy sê, als behoort aan my, nie 'n 10de nie, als. Jy kan die Here meer eer op die manier wat jy geld uitgee, op die manier wat jy jou kinders leer oor geld, as oor dit wat jy nou net jou ingegooi het. Daai is baie belangrik, dis een van die kernkonsepte van rentmeesterskap, en ek sal so 'n klein bietjie nog oor dit praat. Maar dis finansies in algeheel. Ons het God so klein gemaak, dat ons hom net 10% gereduseer het na toe. Maar ons ken hom nie, as dit gaan oor skuld nie, ons swipe hy kredietkaart. Ons ken dit nie, oor hom as dit gaan oor beleggings nie. Wat is vir hom belangrik, ensovoorts. So hoekom gee ek? Omdat ek God lief het. Dit bring ons by die ene. Hoe gee ek geld uit? Nie godvreesend of ontspanne of so nie. Biddend en verantwoordelik, want nou besef ek, dan Matteus 6 vers 21 sê vir ons, ek wil dit net daar vir julle opsit, want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Ek het hierdie materiaal gewerk, wat julle gaan doen nou met hierdie dissipline, rondom rentmeesterskap, en ek beloof julle, ek het in my lewe nog nooit sulke goeie konteks gebaseerde goed gesien soos dit nie. As jy dit nog nie gekry het of gelees het, jy gaan lees dit. As jy ietsie hoor in hierdie boodskap vanoggend en jy sê ek wil meer hoor, gaan kry daai materiaal wat jy het.
Maar moet dit nie net lees nie, bestudeer dit. Want die hart wat ek nou net opgesê het, kom uit. Want as jy na daai kolomme kyk, die eerste 2 kolomme is wet. Die derde kolom is gees. Dan begin ietsie inkom van Jesus het gekom en die wet vervul. Beteken dit nou dat as ek spaarsamig saai, sal ek spaarsamig nie meer maai nie? Nee, daai is als waar. Maar die vraag is, waarop fokus jy en waarvoor doen jy iets? Saai ek volop, omdat ek volop wil oes, of saai ek volop, omdat ek God lief het? En of hy nou vir my 30, 60, 100 of 0 gee, Here, dis u sin om mee te begin. Waar is my hart nou, as jy daai snap? En dis net iets wat die Heilige Gees vir jou kan doen, en dis net iets wat jy kan snap, as die Heilige Gees jou die eienaarskap van dit maak. Jy weet, jy word uitgedaag in daai dissipline boekie van julle om te sê, hoorie, gaan maak 'n lysie van alles wat jy dink jy besit. En ons het 'n soortgelyke ding wat ons doen met die saak, ons sê, gaan sit net neer, en dan skryf jy neer wat jy dink, of wat jy besef het jy het van God afgevat, wat eintlik syne is. En dan teken jy dit af met getuies. Nou, gaan nou nie baie tyd aan dit spandeer nie. En ek en my vrou sit en bid daaroor, en die eerste ding wat ons opkom, is ons kinders. En as ons daai aand ons kinders afteken, en sê, Here, ons bly, dis u sin. Ons is verantwoordelik. Hoe ons hulle groot maak, wat ons hulle leer, ensovoorts. En u gaan ons verantwoordelik hou. U gaan met my 'n gesprek hê oor hoe ek my kinders groot gemaak het. En so aan, en so aan, en so aan. Ek draai te diep. So waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. So wat hy basies daar sê, en almal ken die sequence, nee? Jy sien mooi die sequence. Waar jou skat is, daar sal jou hart wees. Hy sê nie daar waar jou hart is, daar sal jou skat wees nie. Dit is belangrik om dit te snap, dat jou hart gaan agter jou skat aan. Die beste manier om dit te verduidelik, ek sê altyd vir ouens, en dit staan ook in daai materiaal van julle is, as iemand hier sou kom en sê, hoorie, ons gaan 'n uitreik doen na Zambië toe, en jy sê vir my, eintlik my hart lê in welkom, ek gaan nou nie geld gee vir Zambië nie. Sê vir jou, gee 'n bietjie geld vir daai uitreik na Zambië toe, en sien jy vinnig gaan jou hart Zambië toe. Jy sal sien hoe bid jy vir Zambië. As daai manne terugkom van Zambië se uitreik af, en jy wil sê, manne, Front and Center, hoeveel ons het hulle harte vir Jesus gegee? Wat het julle gedoen? Wat het gebeur? Ewe skielik stel jy belang in Zambië. Hoekom? Jy het jou skat daar ingesit te volg jou hart. So, en dit bring ons nou by die volgende punt. En ek begin nou inkom vir die landing, so moenie stres nie. Jesus praat hier so, hy sê, moenie vir julle skat op aarde by mekaar maak, waar mot en roes dit verniel en waar diewe inbreek en steel nie. Maak vir julle skatte in die hemel by mekaar, waar mot en roes dit nie verniel en diewe nie inbreek en steel nie. Nou, dis amazing, nee? Dat Jesus so iets sal sê. Dat hy sê, maak vir jou skat in die hemel by mekaar. Want hoekom sê hy dit? Daar waar jou skat is, daar sal jou hart wees. Wie jou hart in die hemel kry, sit jou skat daarin. Want outomaties volg jou hart jou skat. Kom ek gee vir julle 'n voorbeeld. Of kom ek noem dit so, en hierdie het ek met julle gedeel ook in April 2003. My vrou, hoekom nie ek hou trek van wat ek als vir julle sê. Toe het ek vir julle dit gevra, as jy wil billik wees, moet jy vir jouself afvra, of eintlik erken, elke dag wat jy leef, kom jy 'n dag nader aan jou dood. Is dit 'n fair opmerking? Ja. So as jou skat op aarde is, elke dag wat jy leef, beweeg jy 'n dag weg van jou skat af. En jy drie dit. Maar as jou skat in die hemel is, elke dag wat jy nader aan jou dood kom, kom jy 'n dag nader aan jou skat. En jy raak excited om in te cash. Die manier waarna jy in die dood kyk, bepaal gewoonlik waar jou skat is. Nou verstaan ek hoekom Paulus kan sê, as hulle ons sê, ons gaan jou doodmaak. Sê my, maar jy kan my nie dreig met 'n blessing nie. Wil jy my gaan doodmaak, bless jy my. Want hy sê, ek wil bitter graag jy wil wees, maar man, sal dit lekker wees om by Jesus te wees. Dood was jou angelvraai. Jy kan my nie dreig daarmee, want my skat is nie. Hy is daar. Nou kan jy 'n studie gaan maak oor skatte. En hoe kry jy dit? Daar's 4 maniere in die Bybel, gaan nou nie deur dit gaan nie. Een van hulle is die weerstaan van versoekings, en die ander 3 is dieselfde. Stort alles wat jy is en wat jy het aan ander uit, soos God dit bepaal. Dit beteken tyd, talente ensovoorts, en dit wat daarmee saamgaan. In 1978, as ek vir jou gesê het, hoor jy, gee vir my 100.000 rand,
ek gaan dit vir jou verdubbel binne 2 of 3 jaar, wettiglik. Sou jy belang gestel het? Verseker sou jy. Weet jy wat sou ek met jou geld gedoen het? Ek sou 'n plaas gaan koop in Zimbabwe. As ek nou vir jou sê, wil jy gee vir my R100,000, ek gaan vir ons 'n plaas koop in Zimbabwe, sal jy belangstel? Waarskynlik nie. Nou dink jy die Zimboere, as hulle geweet het wat in 2000 gaan gebeur, sou hulle nie in 1990 al begin het om hulle plase te verkoop vir volprys en die geld na Suid-Afrika toe te stuur, sodat toe hulle Beitbrug die Limpopo oorsteek, sou hulle skat vir hulle hier gewag het, of hulle geld ten minste nie. Ek dink dit sou wys gewees, as hulle geweet het wat sou gebeur, het sou hulle dit waarskynlik gedoen het. Nou kom Jesus en hy praat met my en jou. Hy sê vir jou, luister wat ek sê, dit gaan Zimbabwe word. Nie Suid-Afrika nie, die wêreld. Jy gaan eendag by Beitbrug kom, en jy gaan die Limpopo oorsteek, nie eers met die klere aan jou lyf nie. Naak het jy in die wêreld ingekom, naak sal jy hier uitgaan, sê Job en die Hebreë skrywer vir ons. Hoekom stuur jy dit nie vooruit nie? Hoekom wil jy, ek sê nou vir jou, dit gaan niks werd word nie. Hoekom stuur jy dit nie vooruit nie? Sê, Here, maar is myne, en ek is nou hier, en ek bepaal dit nou dit, en ek bepaal my lewe rondom dit. Dan snap jy nie eienaarskap nie. Hy sê, stuur dit vooruit. Ek wil, so ek sê, klaarmaak. Ek het in my begin van my bediening in finansies, met ek ou met die naam van Chuck Bentley, en hy het hierdie ding vertel, hy kom uit Amerika uit, en hy sê, ja, daar was 'n sake-eienaar in Boston en Massachusetts, as ek reg onthou, wat graag sy winkels wou uitbrei. Hy stel toe nou vir 'n professionele rep aan. Party van julle het my al die storie oor vertel, so byt bietjie vas. Hy stel toe vir 'n professionele rep aan en hy sê vir hom, hoorie, ek het jou vir 2 weke geboek in 'n hotel daarso in die naburige stad. Ek weet nie waar dit was nie. Hier so vir jou 'n expense account, 'n kaart. Gaan en dan brei ons besigheid uit. Kyk of jy 'n site kan kry daar, kyk of daar kliënte is, jy weet, ons wil die besigheid bietjie expand. Ou toe daar weg, kom toe daar by die nuwe dorp aan, gaan sit daar in die hotelkamer en gaan lê daar op die bed, lekker moeg gereis, sit die TV aan, hy sien die heerlikheid. Hierdie is nie so HD TV nie, so amper wit en swart ding. Daar op sy foon bel 'n plek, hy sê, hoor, bring dit vir my 'n nuwe TV. Dan installeer die nuwe TV daar in sy hotelkamer, hy vat sy expense account, hy swipe hom. Sê, great. Sit weer en kyk, hy sê, nee, maar ou kan nie so op die bed sit en TV kyk nie. Weer daar op sy foon, stel vir my lekker lazy boy. Sê, kom lewer vir my die lazy boy af. Vat die expense account, swipe hom, lazy boy. Jy sal dit nie glo nie, ek gaan wragtig so ver, ek kan jy kontrakteer om die badkamer van bietjie mooi te maak. Ou is dan 2 weke daar, bedoel. Jy kan nie net so gebruik nie. Na die 2 weke verby is, dan gaan hy natuurlik nou terug hoofkantoor toe, en die baas is excited. En hy sê, hoor, ek sê net gou vir my, hoe het gegaan? Jy besigheid uitgebrei. Sê van nee, wag, voor ons begin, wil ek net vir sê, jy is 'n great baas om voor te werk. Hy sê, okay, maar sê vir my, hoe het gegaan? Is jy besigheid uitgebrei? Hy sê van nee, maar wag, het voor ons begin, ek wil vir jou sê, jy is 'n baie great baas om voor te werk. Sal jy so ou in diens stel? Nee. Sal jy hom in diens hou? Nee. Nou, is obviously nie 'n ware storie nie. Dit is net 'n moderne vertelling van 'n ou gelykenis van die talente. Jy sien, as jy dit vir 'n oomblik kan vir jouself net, ek maak reg klaar, so try net hierdie een saam met my doen. Dink net bietjie aan die verlede tot in ewigheid. History past tot in ewigheid. Dan dink jy aan die toekoms wat voorlê, wat gaan tot in ewigheid. Dan besef jy dat ons is eintlik maar net 2 weke in hierdie hotelkamer ingeboek. En ons almal het dieselfde opdrag gekry in Matteus 28. Gaan dan, maak disippels. We doen dit op verskillende maniere, verskillende plekke, maar ons het dieselfde opdrag gekry. En dan gee die Here vir ons 'n expense account. Sommige van ons sit met 'n kleintjie, sassakie. Ander van ons sit met grootes. Maar ons almal het dieselfde doel. Kan jy imagine as ons moet terugrapporteer hoofkantoor toe? Hoe dit gegaan? Gaan ek hoor wel gedaan? Of gaan ek sê, Here, net voor ons begin, U was 'n great baas om voor te werk. Want rekenskap gaan ons moet gee, of jy het nou glo of nie, of jy het nou like of nie. Nou sê jy ander, wag, wow, nou is dit scary stuff. Moet ek nou alles verkoop, want ek nou die kar laat gaan hier buitekant,
met die Duitse ding op in die huisie by die rivier of by die see, nee, alles behalwe, want toe ek met God met die ding deel, sê ek, Here, wil U nou hê ek moet alles verkoop, want dan doen ek dit nou maar. En toe herinner my aan 'n ding, en dit het 'n kalmte my gebring, maar ek wil net met julle deel, toe my dogtertjie 6 geword het, my jongste dogter, toe wil ek, vra ek vir my kind, wat wil jy hê? Sy sê, pa, ek soek 'n fiets. Ek dink, alright, ek gaan toe nou hierso na 'n game toe, daai tyd het die fietsen nog so in die dakgang, ek weet nie vir julle kan dit onthou nie. En ek kom maar weer, ek sê vir Willie, ek soek die duurste, beste bicycle vir 'n 6-jarige wat jy het. En hy haal daar 'n ding af, ek dink sy was 4 jaar oud vir dit, maar hy het seker streamers aangehad met 'n mandjie voor, ek weet nie, sy naam was 'n Princess, so BMX model, man, dit was 'n fancy bike gewees. En ek gee hom vir haar verjaarsdag. En ek kan tot vandag toe nie onthou wat hy gekos het nie, want ek het nie omgegee nie. Hoekom nie? Want ek was lief vir haar, en ek wou haar bless. Prys het nie vir my saak gemaak nie. En die Here lê dit in my hart, as jy so lief was vir jou kind, dan is ek ook geregtig om so lief te wees vir jou, dat ek jou baie keer net wil bless. Die punt is net, is dit sy blessing, of het ek sy goed gebruik om myself te bless? Want dit is sy goed. En daar moet ek stil staan by dit. Ek sluit af, ek het die prentjie maar net opgesit om my te remind. Ek het daai versie nou net veel opgesit, wat daar staan, en hy het gesê, hy het 10 van sy slawe geroep, en hulle 10 myne gegee, en vir hulle gesê, gaan woeker daarmee, tot ek terugkeer. Hoeveel ouens het mynas ontvang? 10. Julle sien dit daar. Kan julle onthou hoeveel ouens het terugkom verslag doen? 3. Waar is die ander 7? Hier sit ons. Mag ons vertrou bevind word. Maar moenie vir een oomblik 'n wet hoor nie. Tel die Gees op. Sê, Here, dis U sinne. Wys my. Wat moet ek daarmee maak? Die antwoord is ja, Here. Wat was die vraag? Dis waarin Pieterskap begin. Nie van calculators en warras en dis so lief het God gehad, dat hy gegee het. En ons is na sy beeld geskape. Kom ons sit net so, en sluit ek vir ons af. Hemelse Vader, dit is als U sinne, Here. Mag ons dit nie verstaan, Here, maar mag ons dit regtig waar begryp. Ek bid dat U deur die werking van die Gees dit vir ons sal doen, Here. Dat ek nooit weer sal praat van my goed nie. Maak ons los van aardse staf. Dat is nie ons identiteit vind, Here. Hoeveel mense daar buitekant kan leef, as ons net besluit om eenvoudig te leef. Wys vir ons wat U wil hê ons moet doen met U goed, Here. Ons kom op 'n plek waar ons vir eienaarskap teruggee aan U is. En ons hand opsteek en sê, Here, leer ons. Ons wil getroue diensknegte te wees, Here. Mag ons eendag in die troonkamer verskyn en na die pragtige woorde hoor, wel gedaan. Goeie en getroue diensknegt, wel gedaan. Dit is die gebed van my hart, en ek bid dit oor elke persoon en elke gesin wat hier verteenwoordig is, en ek doen so in Jesus se naam. Amen.